Prys die Here. Ek vra vir ewige gelus om vir ons te open met gebed. Jesus. Here, dan vanmorgen na u toe kom, Here, dan is ons besef sonder die Here is alles nog Here, daar is maar niemand soos u. Niemand kan met u vergelyk word. Daarom wil ons vanmorgen vir u baie dankie sê, Here, dat u leef tot en ons dankie vanmorgen, Here, dat ons hier saam kan kom om die naam van die Here op te kan maak, Here. Want het gaat vanmorgen oor u en oor u alleen. En die naam van Jesus, die naam van die Here moet opgericht worden. Die naam van die Here moet opgericht worden. Die naam van die Here moet opgericht worden. Halleluja! En daarom loop en prijs je vanmorgen. En daar die overwinnende naam. Die naam van die Here. Die naam wat blauw vrijmaakt. Die naam van ziektes gezondheid. Die naam voor alle namen. Halleluja! En loof de naam. En loof de naam van Jesus. En loof die Vader. En loof die Zoon. En loof de Heilige Geest. Halleluja! Here seën vanmorgen. En dan salf Here. En dan moet Here maar boe aan al Here. Ik ben op woord te geven vanmorgen. Om voor die volk te geven. Daarom moet ik Here dat u die mens aanvankelijke hart zal geven. Of verstand Here. Want die zal optrekken, die geest, want die zal optrekken, Here. Maar dit is al horen. Dit is wat God vanmorgen voor die gemeente wil zeggen. Halleluja. Ik bid in de naam van Jesus, Heilige Geest. Dat u die mens tot voor zal bereiden. Halleluja. Iemand die hartenkenner is, Here. Iemand die toetser is van die dieren. En van de Heilige Geest van God. En zal verweer vanmorgen. En die naam van Jesus. Here, dat die vanmorgen in goddelijke doel. Ook in die gemeente. En zal bereid vanmorgen. En die naam van Jesus. Halleluja. Oh, halleluja. Here, prys Here, baie welkom allemaal in die huis van die Here. Kom ons verheerlik vanmorgen net sy naam. Oh, hy is so goed vir my en vir jou. Amen, kom ons sing. Do Lord, oh do Lord, do remember me. Do Lord, oh
alles in staat. Ek is tot alles. om die Here te dien. Yes. Amen. Halleluja. Hulle sing, ek kyk nie meer rondom my. Yes. Ek wil die Here dien. Yes, hallelujah. My verlede is verby. Yes, hallelujah. Jou duiwel kan maar maak met my verlede Yes. wat hy wil. Ek is 'n nuwe mens in die Here. Amen. Jou duiwel wil jou altyd herinner in jou verlede. Yes. Die ou mens wil jou ook altyd herinner. Yes, hallelujah. Yes. Kom maar net by mense uit wat jou geken het as die ou mens. Daal hulle daai altyd uit. Altijd, ja. Amen, maar ek Amen. is gewas in die bloed van Jesus. Jesus. Yes. Ek en my broer en suster praat gistermiddag. Hoor gou mooi, weet jy? Hoor mooi vanmôre. 'n Vrou word gevang en oorspel. Die Fariseërs en skrifgeleerdes sê Moses het gesê ons kan ons stenig.
Jesus sê, jy wat sonder sonde is, tel jy die eerste klip op. Yes. Is dit so waar? Yes. Amen. Dit is genade wat by jou. Amen. En hoor mooi vanmôre, ek het 'n keuse gemaak. Here, hierdie jaar is God se jaar vir my. Yes. My buurman, hy gaan vir 'n operasie. Julle moet bid vir Nikkie van Rein, dit gaan glad nie goed met hom nie. Ons gaan nou intree vir hom. Amen, dit gaan glad nie goed met hom nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, lewe en dood lê nie in jou hande of die dokter se hande nie. Ek vertel nou, ek kom, die week was ek by die dokter. Ek sê die dokter het gesê, sy sê, wat 'n dokter? Die vroue dokter of Jesus? Ek sê nie die vroue dokter, sy sê, skin daai af van jou af. Amen. Prys die Here, prys die Here. Kom kind van die Here, ons dien die meester. Amen. Hoor mooi vanmôre, as die duiwel ons net kan besig hou met ons verlede, dan steel ek luister vanmôre na pastoor Pieter Swanepoel se preek. En hy sê die duiwel hou jou vas met vrees. Vrees is uit die put van die hel, hy kind van die Here. Jesus het jou vrygemaak. Amen. Hoor mooi vanmôre, Jesus het jou vrygemaak as so. Was jy 'n goeie man? Hardes en broer Willie, was jy goed? Ek dink gaan jy was 'n goeie sondaar. Maar ons almal die sonde was agter ons gewees. Yes. En as ons nie waak en bid nie, want hy sê die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu om te kyk wie kan hy gryp vir hom. Yes. Daarom moet ons wat sê ons kinders van God mekaar beskerm. Yes. As jy weet jou broer het 'n probleem, gaan bid saam met jou broer. Vat jou broer in die hand en sê broer, man, hoor mooi vanmôre, Jesus gaan ons deurruk. Glo jy Jesus kan jou deurruk? Amen. Suster Caroline stuur 'n mooi dingetjie vanmôre van Jesus wat nie bed lê, so 'n fotootjie, en sy sê hy gaan vandag deurkom. Dit wat jy praat, dit gaan jy kry. Hulle bel Suster Selma en sê kom hospitaal toe, kom groet hom as verby. Sy sê jy gaan hom nog baie groet, dit sal ry. Want ons gaan saam uiteraard. Amen. Halleluja. Begin te praat wat die Here vir jou sê. Hoor mooi vanmôre man, amper 28 jaar moet ek elke dag praat dit wat die Here vir my gesê het. En ek weet omdat ek in die geloof vas staan, gaan hy vir my gee dit wat hy beloof. Is daar iemand wat vanmôre getuig tot eer van hierdie koning God? Ek groet die geseëndes van die Here in die wonderlike naam van Jesus Christus. Ek weet hê ons moet almal ons oop maak. Ons bid net agter my aan, want ons moet nou in 'n eenheid bid, né? Is jou hart reg met my hart? Want ons moet 'n eenheid hê, met soos met God se hart. Is jou hart reg? Het jy iets teen my? Nee. Ek en ek sien jou nie. Kom ons bid nou. Vader, ons kom in Jesus se naam. Ons kom in Jesus se naam. Here, dit is maar net 'n manifestasie. Sê bid agter my aan, sê Vader, ons kom in Jesus se naam. Ons kom in Jesus se naam. Ons stel vir Nikkie op. Ons stel vir Nikkie op. Nikkie van Rein. Nikkie van Rein. Hy is van Porterville. Hy is van Porterville. Ons vra vir u genade. Ons vra vir u genade. Ons sny die dood oor hom af. Ons sny die dood oor Ons hom af. spreek lewe oor hom. Ons spreek lewe oor hom. Soos hy ingegaan het, Soos hy ingegaan sal het, hy uitkom. sal hy uitkom. Hy sal niks verkeerd Hy sal niks verkeerd doen. Dankie Jesus. Dankie, Jesus. Ons pleit hom oor die bloed. Ons pleit hom oor die bloed. Amen. Amen. Dankie. Jy weet met dierbare is maklik om te oordeel. Is dit? Oordeel? Wie het oordeel? Baie maklik. Maar dis waar pastoor sê Jesus het gesê, het op die grond geskryf, jy niks foute het nie. Tel ek op. Ek kan ook niemand ek op God nie. Ek moet na my eie lewe kyk. Maar al wat ek wil sê, Jesus is goed. Hy het aan die kruis gesterf. Deur sy wonde het daar vir jou en vir my genesing gekom. Deur sy wonde, deur sy bloed het daar verlossing gekom. Yes, As dit amen. nie vir sy bloed was nie, waar was ek en jy? Yes. Ons sal in die hel gebraai het. Rieks het gesê, ja, julle wil nie die Here dien vir die mense. Julle gaan soos patties braai in die hel. Maar dit is so. Dit gaan nooit ophou nie. Die hel is 'n plek wat nooit gaan ophou nie. Daarom
moenie julle ophou met sonde nie. Want jy weet nie wanneer is jou lyntjie getrek nie. Dan gaan jy in die hel brand. Jy gaan brand, daar is 'n hel. Daar is 'n hemel. Kies vandag waar jy vir jou gaan bevind. Jy moet kies. Jy moet onthou, ons hou elke Sondag hier kerk. Dis nie my skuld of pastoor se skuld as julle dit nie eendag gaan maak nie. Ons moet self werk. Want ek moet ook stry. Julle sit Sondag vir Sondag, hoor julle die waarheid. So julle kan nie sê sy of hy het ons nie die waarheid gesê nie. So julle, ons moet regtig kyk na ons lewens. Elke enetjie van ons moet 'n boek vat en gaan skryf en sê, Here, is my saak reg? Is ek reg as ek vanaand te sterwe kom? Dat ek by U gaan uitkom? Elke enetjie. Prys die Here nog mooi wat ek gesê het. Prys die Here. Of 'n woord van die Here. Pastor en Suster Selma. Die Here sê ek moet Saterdagoggend was ek vele bemoedig. Met hierdie gesig wat die Here 'n hele paar jaar terug vir my gegee het, Woensdag aan met die bid hier. Terwyl ons in gebed was en terwyl ek bid, wys die Here my en hy raak aan die lag. En pastoor kan onthou, hy is so angstig en hy vra, broer, wat sien jy? Wat sien jy? Ja. En die oomblik, die gesig wat die Here vir my gewys het, al wat ek vir pastoor kon sê is, ek sien 'n hoë widding. Ja. En die buite staan die hoë widding. So die Here wil vanmôre wat pastoor en Suster Selma bemoedig met hierdie gesig wat die Here my gewys het lank terug, baie jare terug. Om te sê dat die kerk is 'n werklikheid. 'n realiteit. Ja, Here sê julle moet net vashou en bly glo. Wat ek sê, dat ek wakker is om my woord tot stand te bring. Ek glo. Dankie vir die. Julle het nog 'n woord gegee, maar ek is so bang om die woord af te gee, maar Jy moet dit is die werk van 'n evangelis. Hy krap daar waar dit die jakkie. Nee, ons al hoor die mense sê, jy moet net die krap daar waar dit die jakkie. Nou ek is van hy man, ek wil krap daar waar die jakkie. Saterdagoggend gee die Here my 'n skrif. Hy sê 'n huis wat teen homself verdeel is, kan nie bly staan. Nee. Ek het twee goed wat ek wil vra. Een, vrou, hoe lief is jy regtig vir jou man? Sê. Vrou, wat is die rede dat jy nog by jou man staan? Wat is die rede dat jy nog by jou man bly? Ja. Vrou, is jy werklik onderdanig? Ja. Dis wat die Here wil hê. Jy moet onderdanig wees. Of gaan jy in kompromie met hom? Ondersoek jouself, sê die Here, en kyk of jy in lyn is met my woord. Ja. Want as jy jou ondersoek, dan gaan jy sien dat jy is in lyn met waar ek jou wil hê. Sê die Here in sy woord, die vrou moet ondergeskik wees aan die man. Ja, dit is. En as die vrou nie ondergeskik is aan die man, dan is daar 'n probleem. Maar Wat is die rede, vrou? Dat jy hom nog verdra? Dat jy hom nog jammer kry? Dat jy nog by hom is? Dat jy nog by hom staan? As dit maar uit jammerte uit. Want as dit nie so is nie, vra die Here vanmôre van die vroue om sy man onderdanig te wees. ja, is waar. En ondergeskik te wees aan die man en nie kompromieë aangaan nie. Ja. Weet jy, dis wat ek nou sê, maar dis wat ek in my gees optel. Weet jy, wanneer die vrou ondergeskik kom aan die man, dan sou die Here al die ander problems hê. Is die waarheid. Want ek en u, ons kom in gehoorsaamheid. Is waar. En God trek al die lyn, God trek die lyn reg weg. Daai dan baie waar. Moenie, en dis 'n waarskuwing, moenie kompromieë aangaan met jou man. Ek maak die,
of jy maak daai. Ja, nee. Of ek maak so Dis reg, en jy maak so. Ja, dis reg. As jy nie so maak nie, dan gaan ek nie so maak nie. Jo. Is 50-50. Nee, dis nie En dis nie God se plan Ja, nee, vir die dis man reg, en die nee. vrou nie. Ja, nee, Die dis vrou moet ondergeskik kom Aan die man. aan die man. Ja, die Bybel sê. Kyk gewoon nie die baris. As die twee geskei moet raak. Weet jy hoeveel skade gaan hier berokken word? Verskriklik. Die pastoor beer die kant toe. Sy vrou beer die kant toe. Ja. So 'n voorbeeld. Ja, gelukkig. Nou. So nie. Nou sê die pastoor, vrou, want jy moet nou seker nog weer 'n slag saam met my gaan. Nou sê die vrou nie, maar hoe gaan jy nie saam met my nie? Ja, ek verstaan wat hy bedoel, is vreeslik. Hoor jy wat ek sê? God het die man en vrou vandag een na vir julle besluit dat julle gaan trou. Het God julle saamgevoeg. Ja. Een te wees. Nie om die wyde te wees nie. Jy moet ook baie mooi luister. As ons een is, dan is ons aan God se volmaakte plan Dit is. en in sy volmaakte Prys wil. die Here. En weet jy hoe belangrik dit is vir 'n kind van God om in sy wil in te beweeg en om in sy baie. wil in te kom? Ja, baie. Want dan submit ons Submit. aan die authority Yes. wat oor ons Dis is. waarheid hoor. Die Here is ons authority, Ja, ons moet authority. submit. Ja. En wanneer ons submit as sy kinders, Ja, dit is. dan kom die Here vir ons deur Ja. en hy wys vir ons, dit is die pad wat ek en jy wil sê. Jy vra baie keer baie keer, Here, maar hoekom man al die kronke paaie, hoekom kan ons al nie net so, ons doen dan nie, hoekom kan ons al net so Ja, gaan nie? ja. Hoekom al die draaie en swaaie? Draai en Huh? swaaie. Omdat ons nog nie in lyn Dis die is waarheid. met hom nie. So Submit. vanoggend maak die Here ons oë oop. Ja, dis die As waarheid. jy nog nie geweet het nie, as jy nog nie gesien het nie, maak die Here vanoggend jou oë oop. Om vir jou te sê, hoor wat ek vanoggend vir jou sê. Kom in lyn met my Maar dit is die woord. waarheid. Jy moet Submit, reg submit onder jou man, Ja, jy moet submit. submit onder jou man en gaan nie kompromieer. Ja, maar nie kompromis nie. Moenie kompromieë Nee, sluit dis nie. nie reg nie. Want weet jy, die wyde 'n huis wat teen homself verdeel is, Oeh, kan nie bly Hy staan gaan nie. nooit staan nie, dis die Hoor waarheid. jy wat ek sê? Ja, nee, wat 'n huis wat teen homself verdeel is, kan en jy sê nee, maar my huis is nie verdeel nie. Nou hoekom gaan jy kompromieer? Ja, is waar, dis nie reg. Hoekom sê jy gaan hier weer 'n bietjie saam met my voor ek weer saam met jou gaan? Ja, is waar, hoor. Oeh. Jy sê dis die waarheid. Dis die waarheid, ja. Hoekom is daar kompromieer? Dis die eenheid. Né? So 'n huis, dit is wat die skrif sê, 'n huis wat verdeel is in homself kan nie bly staan nie. Dis die waarskuwing vanoggend. Oeh, ja. Slaan 8. Voordat jy lang trane stort en Ja, sê die ja. Here het jou op hierdie Sondagoggend nie gewaarsku Waarsku nie. nie. Dit mag nou vir jou goed lyk, sê die Here, en dit mag nou vir jou reg lyk. Maar skielik 'n verderf sal jou oorval. En jy sal sê, Here, hoekom het ek daar nie geluister nie? Terwyl jy weet God praat vanoggend met jou. Maar jy het nie aggeslaan nie, want dit was nie vir my nie. Jy het dit weggestoot vir jou af. Maar so sê die Here, ek waarsku jou vanmôre dat jy nie in hy struik gaan trap nie. Slaan 8 vanoggend as die stem van die Here vanoggend met nie praat. Ja. En man, hoe hanteer jy jou vrou? Ja, daar kom jy. Huh? Hoe hanteer jy jou vrou? As hy As sy net goed om agter jou skoon te maak. Huh? Man, as jy net goed om vir jou te sorg, Ja, waar is die liefkosing? Waar is die vertroosting? ja, nee. Waar is die verhouding, hy man en vrou verhouding? As sy ook sommer maar net 'n hierdie wat jy nodig het om agter jou skoon te maak. Kom vanmôre op jou plek en besef, man, jy as 'n man van God, neem jou staanplek in die huis in, sodat jou vrou kan opkyk na jou. Sodat sy wag agter kan sê, my man is 'n man van die Here. Ek het die hoogste agting, ek het die hoogste respek vir hom. En daarom sal ek my onderdanig wees aan hom. Daarom sal ek submit onder my man. Ek wil ek nie, maar dit is wat die Here wil hê ek moet doen. Dit wanneer ek in lyn kom met sy woord. Ja. Manne, moenie soos 'n muis wees wat jy kan standpunt inneem. Wat jy kan staan op die platte van jou voete nie en toelaat
dat die bel die regering. Verstaan wat ek sê? Nee? Wie's 'n man? Want jy's 'n man van God om jou huis te regeer. Nee, nie baasspielerig om jou huis te regeer soos wat die Here wil hê. 'n man van God moet sy huis regeer. Weet jy, as ek en u nu optree soos 'n man van God in ons huisie, gaan die vrou ons nie respekteer. Dis die waarheid, julle. Wat ek sê, die vrou gaan nie, en hy gaan sê, gaan ook nie vir jou beskerm nie. Ja. Jou rug is op. Oh, nee. Sy gaan nie vir jou toemaak nie. Sy gaan nie vir jou toemaak nie. Maar wanneer jy een is, Ja. Yes. en wanneer jy soos 'n man van God staan, dan gaan sy vir jou toemaak. Sy gaan. Ha? Sy gaan vir jou toemaak. Ja. Sy gaan vir jou toemaak. Want jy is een. Ja, is waar. Jy is nie die Dis waarheid nie, waarheid. maar jy is een. Ja, ek maak met man toe, jong. En wanneer ons een is, hoe sê die gesegde of die spreekwoord? Een dag. Mag. Kom my broer, my suster. Ons slaap vanoggend 8. Ja, Wat die Here vanoggend sê. Amen. Amen. Ek wil net gou 'n ding, het julle gehoor, toe oor die vrou gepraat word, is my vrou doodstil. Maar sy het nooit opgehou praat, van die man gepraat word nie. Maar een ding kan sy vanmôre sê, sy hoor meer as meer. Ja, nee, ek het nie probleme. Liefekaai. Dat help jy as sy begrawe word, Ja, en staan en pastoor. skreeu en hy, Ja. Bokkie, ek het jou so lief gehad. Ek weet die partytjie raak sy seker vet af vir my. Ek weet nie nou, kom hoor, ek kan Nog 'n liedjie. Prys die Nog 'n Here. liedjie. Amen. Mag ek vra vir nog 'n liedjie? nog 'n liedjie. Nee, ek het nie 'n probleem nie. Ek en hy is, ons is al 40 jaar, ek beskerm hom beskrik. Hoor. En na bo arms is dikker as my. Beskrik dat ek waarsku ook en goed. Ja. Ja. Kan jy nie daai liedjie sing van nie op die straat en nie op die plein nie? Ja, asseblief. Amen. Nog een liedjie. Hoor gou mooi in van die Here. Mag die Here help dat die eendragtigheid by ons huis begin. Dat ons 'n kerk toe kan. Yes. Weet jy, ek praat gister met my broer en suster. Ek sê as daar een ding is wat ek 'n moffie is, dan sit as ek gemeentelede verloor. Ek kan dit nie vat nie. Ek is in die dans. Weet jy, ek kan onthou so goed aan die Elma Groenewald, wat 'n God vir hom pastoor haar dit. Sy was nou nie die mooiste mens op aarde nie, maar daai vrou het die gees van die Here gehad, soos ek nog nooit by 'n vrou gesien het nie. En sy profeteer jare terug vir ons, toe werk ons vir die AGS. Sy sê julle ploeter in die laagwater. Die Here soek julle in diep water. Ek nog het gesê, man, ek werk vir die Here. Weet jy wat sy sê, die Here gaan julle aanstel soos evangeliste. En oor 'n blanke gemeente, maar julle gaan die meeste kleerlinge hê van al lede Christus kerke. En dit is so. Hoor mooi. Maar die Here sê, hy gaan instuur en hy gaan wegneem. Hulle gaan tot bekering kom en hulle gaan weggaan. En die Here sê vir my, Johan Verleun, en jy moenie elke slag in die modder gaan lê nie. Nou weet ek nie hoekom gly my voete elke slag nie. Amen. Want die Here het my gewaarsku, maar weet jy, dan weet ek dis 'n herdershart. En hoor mooi vandag, as jy vir die Here Jesus Christus, man, jy kan nou sê ek is die grootste profeet, die grootste evangelis, maar as jy vir God wil werk en jy het nie 'n herdershart nie, los dit. Want jy is aangestel as die skaapwagter van jou kudde. Is dit waar? Al die ander goed profeseer. Daarom gebruik die Here my ook as profeseer. Daarom het hy evangelis saam met my gesit. Amen. Wat vanmôre, dankie vir hierdie woord. Ja, dankie. Die Here het vanmôre met elkeen van jou. Yes. Hy het met my ook gepraat. Yes. Kom op die plek waar die Here jou wil hê. Weet jy wat, ek wil vanmôre vir jou sê, ek het op die plek gekom dat hierdie man moet verander om in die hemel in te gaan. Halleluja. Ons wil altyd hê ander mense moet verander, maar hoe lê jy vanmôre? Het jy verander? Is jy op die plek dat jy nou kan sê, Here, weet jy, ek was altyd bang om dood te gaan. Ek is nie meer bang om dood te gaan nie, want ek weet as ek sterwe, gaan ek hemel toe en ek weet my vrou gaan my gesond bid tot ek aankom is. Amen. Prys die Here, prys die Here. Ek wil vanmôre vir julle sê, ag aanvaar ons soos wie ons is.
Ek is nou nie die beste prediker baie oggende as ek na my boodskappe luister en ek hoor hoe lees ek en sê ek, Here, ek het seker self het ek geglip of wat ook al. Maar hoor vanmôre, ek doen iets vir die Here. Yes. Daar's mense wat kan lees, ou broer, as ek by daai groot woorde, as ek daar by Kronieke kom, as sê ek, Here, ek henself, ek kan nie hierdie daar sê nie, ek braai maar verby. Pastoor Diederik Derrick, hy preek, as hy by groot woord kom, en sy groot woord, dan stoot hy aan. Hy preek een aan, sy valstaan, en spring in sy bek, en hy vang hier, en sy terug, en sy jou Bybel sê, so, prys die Here. Wat wil ek vanmôre vir jou sê? Moenie iemand anders te wil wees. Ek is 'n moeder. Hoor gou mooi, wees net jouself. Jesus het jou so gemaak. Moenie 'n naaper wees, jy wees net 'n regte aap. Prys die Here. Prys die Here, sing vir ons broer. Kom ons staan op en ons sing lekker saam. Halleluja. Baie bly my broer. Daai Woensdag aand het ons in 'n kring gesit. Toe sê hy nog die Here wys vir hom, ons gaan met 'n hoë widding ry. Daar staan hy. En daar sê hy dit nou wat ek vanoggend vir pastoor gesê. Moenie worry nie my broer. Dis dalk my man. Moenie worry nie, daar sê my man is my man. Die Here sê, broer, hy kom. Amen. Ek is opgewonde nie. Sê man, bly mense se vry mens. Halleluja. Vry mense se bruisende mens. Ek
Ek wil hom prys vanmôre vir wat hy vir my gedoen het. Hy is 'n werklikheid, man. Yes, halleluja. O man, prys die Here. Hy is die skepper. Hy is my verlosser, maar bo alles hy is my redder. En weet jy vanmôre, kind van die Here, as jy toelaat, jy moet bereid wees om te wil verander. Yes. God kan vir jou niks doen. Weet jy waar begin dit lê? In erkenklikheid. Is dit waar, broer? Sodra jy herken, Dit is. dan gee vir God die sleutel om op te sluit om skoon te maak. Terwyl jy nie herken nie, hou jy die sleutel. Weet jy, as die Here jou wys jy het 'n probleem, maak nie saak waar hy probleme is nie. Rondkyk oë, skinder, steel, leegheid, is 'n sonde, man. As die Here dit aan jou openbaar, dan moet jy iets doen om dit, is dit waar, broer Johan? Is dit waar? Jy moet iets doen. God wil dit doen vir jou, maar jy moet iets doen. Amen. As jy vir die Here vra, Here, help my, dat ek teenoor ander mense sal optree, soos ek wil hê hulle met my optree. Weet jy, ek kan dit aanskou, man. Weet jy wat soek die wêreld? Hulle soek net liefde. As jy vir die kwaaiste mens liefde gee, hier's 'n sekere winkel, as my vrou met die baas praat, dan lyk dit hy doringdraad in sy tonels. Maar as sy vir hom sê, ag, weet jy, baie dankie, ons waardeer Ek jou. weet hoe hulle te doen. Ek weet hoe hulle Dan sing hy 'n ander liedjie. Is dit waar? Ek weet wat Liefde verander mense. Yes. Liefde het my verander. Yes. Man, hoor mooi vanmôre, ek was harder as 'n kliphout. Hoor mooi vandag, Selma ken my. Sy weet wie was jy. As jy baie praat, dan maak ons so. Amen. Maar God moes gekom het, en God moes my kom verander. Yes. Daar staan ook 'n eyster, hier sit ook 'n eyster. Pastoor Harters was self ook 'n eyster. Amen. Maar weet jy, God kom haal die eyster toe. Wat wil jy? Wat sê jy eyster? Maar jy kon ons nie moes. Ek is ook nou so, ek is nou vinnig met die weg terug. Ek gaan nie ver kan hoor by my weg terug. Ek gou vir julle kom vertel. Jare terug. Op skool, ek het dit seker al vertel, maar gaan dit gou weer vertel. Hardloop ons, en die laaste wedloop wat ons moet hardloop is 100 meter. Vir hy groot beker. Die ultimate. Wat? Victor Dora of Victor. Victor Lorem. Ja, Victor Lorem. Die Fort Sierra. Hoor gou mooi, wat ons moet hol vir hom. En my pa vang die eerste uit en 'n ander oom vang die tweede uit. Ek weet ek was die eerste. En my pa loop verby my en ek toppie. Wat maak jy nou? Ek sê pa, ek huil jou. My pa sê my pa jou gevat het almal gesê is oor die kind. Hy sê maar weet jy groen, maar jy het 'n probleem, jy kan nie wegspring. Toe ons by die huis kom, pluk hy 'n lat. As hy skoot klap, hy hol hy slat hy. As stoot ek. Hy volgende saak toe hol ons NOK, daar op Koelsberg. Toe breek ek die NOK rekord by die wegspring toe. Wat het hulle wat oor my wegspring is nog vanaf. Wat my asem is kort. Vanavond nou het ek 'n goeie ding wat my oor te trek op. Ag weet jy, ek wil vanmôre vir julle sê, God is goed. Amen. Amen. Kom ons wees lief vir mekaar net soos ons is. Yes. Verander jy eers as nee, wees vir my net so lief. Yes. Want ek het jou lief. Amen. Weet jy, Juffrou het Jan het altyd gesê ons van mekaar moet lyk in die kant. En hy kan dit te gaan. Amen. Ons is lief vir mekaar. Ons, ek en Selma wil dit vanaand vanmôre sê. Tot vanaand, ons is baie lief. Ja, dit is. God het vir ons die beste gemaak. Ja, dit is so. Al wat sy vir my die hele tyd sê, my man, alles ons net 20. Ja, nee, dit moet Wat in eenheid wees. Dan sy moet, die week het gesê. ja, ons Wat moet in eenheid ons staan, moet 'n eenheid wees. dan is dit baie beter as 200. Ja, Yes, daar yes. Want daai ding werk nie. Amen. Suster word
eendragtig met my is. Ja. Nog iemand wat wil getuig, anders te vra vir pastoor Hardes om die woord te bring net soos die Here. Hy kyk my so skrik ek dog hy het voorberei. Dan moes ek al nou sit sommer daar maar. Maar sal ek kom nou eendag kom iemand dat jy moet preek. En net voor diens toe draai die rook. En hy val die pad en hy is hier af. Ek sê my broer, en hier is 'n gees van bloed wat loop. Ek sê Here, ek moet nou hier preek. Ek weet nie waar ek nou iets kry nie. Ek sê Here, asseblief tog help my en slaan die Bybel oop die kruikie. En daai oggend toe sien die Here my. Ek het nie voorberei nie, maar my hart was op. Is dit waar? Mag die Here help dat ons altyd eendragtig sal wees. Prys die Here, pastoor Hardes net soos die Here vir jou bly. Gaan hy in die plaas? Nee, dit is reg daar. Kom ons sluit die oë. Here, dankie dat die woord al reeds geseënd is vanoggend, Here. Here, ek bid vanoggend dat daar 'n eenheid sal wees, Here. Ek bid vanoggend, Here, vir die salwing wat die lig sal verbreek, Here. Dat die Heilige Gees, Here, sal spreek tot harte vanoggend, Here. En dat U met elkeen in besonder sal ontmoet vanoggend. Met baie danksegging. Amen en amen. Ek wil ook net gou so vinnig getuig. Weet jy, baie mense, dit is so waar wat pastoor sê, party predikers is hogere ouens. Ons kan nie by hulle uitkom nie. En party ouens bid vir my verskriklik hoog. Ek het eendag toe dog ek, "Jo, Here, wat bid ek dan? Ek kan nie eens bid behoorlik nie." Maar weet jy, ek kan jou een ding sê. Hy sê, "Roep my aan in die dag." Halleluja. Maar jy moet my eer. Amen. Ek het 'n moeilike landlord hier vir Potterville en Nababeb en Klawer en Van Reinsdorp en so. Dis 'n moeilike ou toppie. En ek ry hier op Springbok toe in die week. Ek sê, Here, ek het opgeslip. Ek het vergeet om my ou te bel. Ek sit nuwe watertanks op en ek doen 'n klomp dinge. Ek het vergeet om die ou te bel. Kon jy maak op foute? Nou sê ek, en dan ry ek op die pad en probeer ek eens my eie planne maak. Die landlord. Ek sê, Here, asseblief help my net, Here. Help my net dat hierdie ou, help my dat ek die regte gesindheid sal hê. Here, en dat hierdie persoon die regte gesindheid sal hê wanneer ek met hom praat. Maar niks gebeur nie, ons kry nie kontak met mekaar nie en niks, hy bel nie en alles nie. En gister het ek met 'n groot probleem in Nababeb. Daar's nie krag nie. En daar het 'n transformer gebrand. En nou moet ek hierdie ou bel. Nou, ek ry eens 'n paar draaie en ek sê ek kom weer en ek bel eens by elektriesien en kyk of hulle nie kan 'n plan maak nie. Maar weet jy, op die einde van die dag toe moet ek hierdie man bel. En toe ek hom bel, toe het hy die mooiste gesindheid. En hy praat so ordentlik met my en ons kan lekker op 'n professionele manier met mekaar gepraat het en die probleme uitgesort. Ek wil vir jou sê, man, baie mense wil hoogdrawend wees. Dis waar. Baie mense wil hê jy moet verskriklik heilig wees, nee. Jy kan met die Here praat waar jy beweeg. Enige plek, enige tyd. Kan jy met Jesus praat. Ja, En Jesus, vra my. hy hoor jou. Hy hoor man. Hy weet wie jy is. Hy weet wie Moenie dink jy's maar net ou hier jy. Ja, Jy moenie dink omdat die Here ons kyk mense voor die kop. Ons lyk om mense op pedestals te sit. Die Here sit ons op 'n pedestal. Nee, glad nie. So ek is bly vir die Here gewees want ek is ook 'n ou, ek raak bang jong. Ek raak op my senuwees en doen dom dinge en bel verkeerde mense en so, maar wanneer jy benoud is, roep die Here aan. Hoekom maak jy my toe selfreg? Wat was dit? Die transformer. Nee, ek is te Ek wil ver. gou vir jou vertel. Jare terug toe sit hy sonder werk. En ek doen hierdie houtjies, huisie so as ek Tilbag toe gaan, doen ek 'n houthuis en ek is klaar. Ek sê Hardes gaan nou net want hy's lekker sterk, hy draai al die skroewe vir my lekker vas en ek vergeet om die krag af te sit. Die volgende oomblik hoor ek die kom die skroewe draai ek aan my toe al.
Kinders van die Here, ons het regtig vanoggend, ons het 'n voorreg wat ander mense nie het. Ek nie, ja. Ons het regtig 'n voorreg vanoggend. Wie ons dien vanoggend 'n God wat vir ons 'n prys betaal het. Dit is nie 'n maklike prys gewees. Maar weet jy, ten spyte van was hy bereid om hierdie prys te betaal. Sodat ek en jy vanoggend lewe en lewe in oorvloed kan. Dat ons die voorreg kan hê om vanoggend hier te kan sit. Dit is die God wie ons dien. Wie jy en ek gaan nou lees uit die woord uit, maar die Here het nie, omdat die Here het ons 'n belofte gegee. Toe hy sterwe, toe sê ek gaan, maar ek los julle nie as wese aan. Ja, het gesê. Die Here het vir ons die Heilige Gees gelos. Die Heilige Gees wat ons oortuig van sonde. Die Heilige Gees wat ons help in tye wat dit moeilik gaan. Ek weet nie van jou nie, daar is baie dae in my lewe wat dit wankelrig gaan. Wat ek moet sê, Here asseblief, hou my net in die holte van die hand. Maar net gewone taal, weet jy, God se woord is nie 'n moeilike woord nie. Nee. Dit is 'n baie maklike boekie. Maar ons wil hom ingewikkeld maak. Ons wil hê mense moet sukkel om die woord van die Here te verstaan. Maar ek raak ook, ja, ek raak ook wankelrig. Jy weet, baie dae, dan kom die storms, dan is dit die een kant, die kant, daai kant, bokant, onderkant, dan weet jy nie watter kant toe. En dan sê ek maar so in 'n bewerige stem, Here asseblief help my net. Maar weet jy wat kort ons? Ons kort salwing. Ja. Weet jy, ons het ten minste salwing in ons lewe. Dis waar. En dit is 'n gebed wat ek die Here baie bid en vra, Here asseblief, as daar net een iets is, gee my net, Here, genoeg salwing en help my net, Here, dat ek sal ag slaan op die Heilige Gees. Baie kere slaat ons nie ag aan die Here vir ons sê. En dan huil ons lang trane. Maar dis nie God se skuld, dit is ons eie skuld. So 'n kind van die Here, ek het altyd 'n baie maklike ideologie gehad oor die woord van Jesus. En ek het 'n baie maklike term gebruik in my lewe. Ek het gesê, Here, as dit van U af is, laat dit plaasvind. Maar Here, as dit nie van U af is, Ja, ek sny dit af. Ek sê ook aan dit. Ek vra Kind van die Here, daar's niks makliker vir ons as om so te beweeg. Ja, jy moet so beweeg. En ons sal nooit probleme hê Nee. as ons Jesus so wil volg. Ek ken hom so. Ja, ons is vanoggend by die opstanding van Jesus. Die prys wat betaal is. Maar weer 3 dae later, het Jesus opgestaan. Toe sê hy, alles is oor. Ja. Ek wil volgende keer ons moet in die woord van die Here gaan lees in Lukas 24. Is baie bekend, almal baie het al gelees Lukas 24, die opstanding van Jesus. En ek gaan lees van 24 vers 1 tot by vers 12. As jy die woord van die Here het, kan jy saam met bly. Die opstanding. En baie vroeg in die môre, op die eerste dag van die week, het hulle en ander saam met hulle by die graf gekom en die speserye gebring wat deur hulle toeberei was. En hulle het die steen van die graf afgerol gevind. En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. En terwyl hulle hieroor in verleentheid was, staan daar 2 manne by hulle in blinkklere. En toe hulle baie bevrees word en met hulle aangesigte na die aarde buig, sê die manne vir hulle, waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie, maar hy het opgestaan. Onthou hoe hy vir julle gesê het, toe hy nog in Galilea was, die seun van die mens moet oorgelewer word in die hande van die sondige mense en gekruisig word en op die 3de dag opstaan. En hulle het sy woorde onthou. Hulle gaan toe terug van die graf en vertel dit alles aan die 11 en al die ander. En dit was Maria Magdalena en Johanna en Maria, die moeder van Jakobus, en die ander vroue saam met hulle, wat het aan die apostels vertel het. En hul woorde het vir hulle na onsinnige praatjies gelyk, en hulle nie geglo nie. Maar Petrus het opgestaan, en na die graf gehardloop, en toe hy neerbuk, sien hy die doeke alleen lê,
En hy het weggegaan huis toe, vol verwondering oor wat gebeur het tot sover. Kind van die Here, is dit nie volgens wonderlik nie. Jesus wat hulle gekruisig het vir ons sondes, het vandag opgestaan uit die dode. Die doeke het gelê en die steen was weggerol gewees. My tema is volgens baie eenvoudig, die dood is oorwin. Ja. Vanoggend as jy geen hoop het nie, onthou net dit volgens, die dood is oorwin volgens. Jesus het vanoggend vir jou en vir my opgestaan, sodat ons kan lewe en dat daar vir ons 'n toekoms is vorentoe en dat ons kan weet, dat ons weet, ons kan eendag vir ewig saam met hom lewe. Amen. Wat beteken die opstanding van Jesus Christus uit die dode vir ons? Die opstanding is die steun, pilaar van ons geloof. Dit is die grootste gebeurtenis wat in hierdie wêreld plaasvind. Kom ek wil jou vanoggend sê, hulle kan nou maar praat van hierdie ou wat 'n stadium vol mense getrek het en daai ou wat 'n stadium vol mense getrek het in die Titanic wat gesink het, nadat hulle gedink het hy kan nie sink nie en die wêreldoorlog wat verby is, alles op hierdie aarde. Die grootste gebeurtenis was die dag toe Jesus Christus uit die dood uit opgestaan het. Ja, dis die waarheid. Onthou grafte het oopgegaan. Die Here die dood oorwin, siekte is oorwin, alles is oorwin. Op die dag toe Jesus Christus vir ons opgestaan het. Christus se opstanding is vir ons 'n waarborg volgens. Jy het 'n waarborg volgens. Jy het 'n waarborg. As jy Jesus Christus dien totdat jy sterwe, het jy 'n waarborg dat jy sal sien eendag. Ek wil vir jou sê vanoggend, Jesus se dood en die opstanding uit die dood is ons versekering volgens. Ons het 'n blye versekering volgens. Ons hoef nie angstig rond te kykie man. Ons hoef nie vanoggend te worry oor hoe gaan ons dit maak eendag nie. Gaan ons die hemel maak nie. Jesus het die prys betaal vir ons. Toe hy aan die kruis gekruisig is en hy vandag opgestaan, het hy vir ons die prys betaal. Kind van die Here, hou op twyfel vanoggend man. Hou bekommerd wees oor wat met jou gaan gebeur eendag. Pastoor, ek was dieselfde as pastoor. Ek is 'n skrikkelik bang geweest om dood te gaan. Maar kan jou volgens sê ek is ook nie meer bang om dood te gaan. Want ek weet, as ek sterwe, en ek sterwe in Jesus Christus, gaan ek weet waar maak ek oorlog. Het jy volgens blye versekering? Weet jy waar gaan jy oorlog? Onthou daar's baie mense in die wêreld wat vir ons sê, ja, ek dien die Here. Ek ken God. Baie mense weet nie wie Jesus is. Hulle ken hom nie. Baie mense ken nie vir Jesus nie. Baie kerke besluit om Jesus uit hulle kerk uit te Ja, hulle ken hom nie regtig. Van die Here, kom ons raak soos pastoor en suster Selma vanoggend gesê, kom ons raak 'n eenheid hier. 'n Eenheid. Kom ons raak 'n vlam wat brand. 'n Paar mense bymekaar. Ja, eenheid. Maar 'n vlam wat brand vir Jesus. Kom ons raak 'n gemeente wat mense moenie na ons kyk omdat hulle na ons wil kyk nie, hulle na ons kyk omdat hulle behoefte het. Omdat hulle die salwing, die krag, dat hulle Jesus in ons kan sien vandag. Wat sien mense by ons vandag? Wat sien hulle in jou? Sien hulle Jesus Christus in jou? Weet jy, wat is Jesus vanoggend? Jesus is liefde. Dit is wat die mensdom het nodig om liefde te ontvang van God. Mense pastoor het ook al gesê, ja, kerke is moeg gepreek. Mense het preke gehoor by die miljoene. Ja, klomp. Maar mense wil Jesus sien. Mense wil sien wat beteken die opgestane Jesus volgens. Mense wil vanoggend sal wil weet by jou. Jy het volgens kerk toe gegaan en jou Jesus het opgestaan. Ja, dit is maar jy moet vir my kan wys hoekom met jou Jesus opgestaan. Ja, jy moet wys. Ons dien Jesus nie te vergeefs nie. As jy wil gaan lees daar in 1 Korintiërs 15 vers 19. Ons dien hom nie te vergeefs nie. Ek weet nie van jou vanoggend nie. As jy die Here maar net dien, omdat jy hom moet dien, omdat jou pa, jou ma, jou oupa almal hom gedien het,
dan is jy op die verkeerde plek. Ja, verkeerd, baie. Jy moet Jesus dien omdat jy hom liefhet. Yes. Jy moet hom dien omdat jy weet hy is vanoggend jou verlosser. Ja. Hy is jou redder volgens. Jy moet weet volgens. Hy moet jou eerste, jou laaste, jou begin en einde. Halleluja. Jy moet hom nie te vergeefs doen. Want dan mors jy jou eie tyd volgens. Ons lewe nie net vir hierdie lewe alleen nie, maar met die heerlike hoop van die ewige lewe saam met Jesus. So dit moet ons strewe wees volgens. Dit moet ons doelwit wees. Ons lewe op hierdie aarde, maar ons lewe om eendag saam met Jesus te wees. Ons moet nie net lewe omdat lewe is nie. Jesus se opstanding was die katalisator vir die nuwe geloof wat nodig was vir diegene wat geroep is om hom te dien en hulle lewens aan hom te wy. Jesus moes opstaan volgens, sodat ons kan die ewige lewe beerwe. Amen. Jesus, hy moes opstaan sodat ek en jy kon genesing kry vandag. Want as Jesus nie uit die dood uit opgestaan het nie, waar was ons dan? Kind van die Here besef en vanoggend die konteks van hierdie naweek. Baie mense besef nie die konteks van hierdie naweek nie. Ek ry op hierdie pad, ek kan vir julle vertel Vrydag, dit lyk verskriklik. Soos mense jaag na plekke toe. Mense het Vrydag vergeet van Jesus se kruisiging. Ons sal eerder jaag om langs die vleispotte van Egipte te gaan sit. En mekaar te kom. Yes. Wat kan ons bands doen? Easter eggs weg te steek vir ons kinders. Ja, nee. Wat leer ons vir ons kinders? Jesus. Ons moet Jesus Christus verkondig. Ons moet nie 'n paas bunny verkondig. En van die Here, ja, ek sal ook seker volgens baie houe vat, maar dit maak nie saak nie. Want Jesus is nie 'n bunny nie. Nee. Jesus Is nie waar. Jy weet, as jy gaan kyk hoe Jesus gegeesel is. As jy gaan kyk hoe hy uitmekaar geslaan is, hoe die bloed, die stukke vleis. Dit is vanoggend 'n realiteit. Dit is vrees. Dis die prys wat betaal is. Amen. Kind van die Here, ek het 'n paar verse hierso wat ek wil hê. Jy moet maar net 'n bietjie geduld hê volgende. Dis so 35 bladsye lank so. Ons gaan seker so in die kerk. Prys die Here, amen. As het 'n paar verse om vir jou vanoggend te wys Jesus het opgestaan. Die wêreld kan maar sê wat hulle wil. Hy het opgestaan. Halleluja. Yes, Bertie. Dit was toe praat van die paas wat hier is. Die dop en chop op. Ja, alles wat nie met Jesus te doen het nie. Alles wat nie met Jesus te doen het. Onthou, Paasfees het 'n fees geraak vir heidene om fees te vier. Ons moet werklik die realiteit en ons moet besef, maar ons is die sout van die aarde. Hierdie paar mense, en dit is nie net in Porterville leer in Christus nie, maar elkeen wat volgens Jesus verkondig. Ons is veronderstel om die wêreld daar buite te vertel. Dit is. Maar ons laat hulle verby ons spoed. Dis asof ons net worry oor onsself. Net ek wil asseblief hemel toe gaan, ek worry nooit iemand anders nie. En dit is so waar volgens, ek het 'n belofte gemaak en ek het sê vir my suster, ek sal hulle elke 2 weke gaan haal in Mariesburg, net om in die kerk, om in die huis van die Here te kom. Hulle het ook die Here gedien op 'n stadium. Amen. En gisteraand stuur sy my boodskap, nee, ons wil nie saamkom vanoggend nie. Ek kon nou maar in Sakenas gaan sit het en ek kon nou maar gehuil het, maar ek het sê, Here asseblief, U weet wat ek probeer doen. Dit is. Jy Ek kan hulle nie dwing nie. nie. Maar ek kan net bid vir hulle. Ja, bid maar nie. Kom ons bid vir hulle wat teruggeval het. Daar is so baie mense wat daar buite kan sit, wat seker nog steeds 'n begeerte het om die Here te dien, maar hulle het nie die link terug te kom in die huis van die Here. Johannes 11 vers 25 en 26 sê, Jesus sê vir haar, Martha, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterf. Wat 'n wonderlike belofte. Jy sal lewe, al het jy gesterf. Maar as jy moet sterwe in Jesus Christus. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid. Glo jy dit volgens? Yes. Jy sal nooit sterwe tot in ewigheid.
Markus 16 vers 16. En hy sê vir hulle, moenie verskrik wees nie. Julle soek die Nasareëner wat gekruisig is. Hy is opgestaan. Hy is nie hier nie. Daar is die plek waar hulle hom neergelê het. Lukas 24 vers 6 en 7. Hy is nie hier nie, maar hy het opgestaan. Onthou toe hy vir julle gesê het, toe hy nog in Galilea was, die seun van die mens moet oorgelewer word in die hande van die sondige mense en gekruisig word en op die derde dag weer opstaan. Ja. 1 Tessalonisense 4 vers 14. Want as ons glo dat Jesus gesterwe het en opgestaan het, dan sal ons glo ook so die wat in Jesus ontslaap het, dat hy hulle saam met hom sal bring op die dag van oordeel. 1 Petrus 1 vers 3. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. Want aangesien die dood deur 'n mens is die opstanding van die dood ook deur 'n mens. Romeine 6 vers 5 en 6. Want as ons met hom saam gegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur die aan sy opstanding, deur deel te wees van sy opstanding. Aangesien ons dit weet, dat ons die ou mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie. Ja. Hebreërs 13 vers 20 en 21. Mag die God van die vrede, wat die groot herder van die skape, naamlik ons Here Jesus Christus, deur die bloed van die ewige testament vir die dode teruggebring het, uit die dode teruggebring het, julle volmaak in elke goeie werk om sy wil te doen, deur in julle te werk, wat welbehaaglik is vir hom deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid toekom tot in alle ewigheid. Filippense 3 vers 10. Sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Matteus 20 vers 18 en 19. Kyk, ons gaan op na Jerusalem en die seun van die mens sal oorgelewer word aan die owerpriesters en skrifgeleerdes en hulle sal hom tot die dood veroordeel en hom oorlewer aan die heidene om bespot en te gesel en te kruisig en op die derde dag sal hy opstaan. Johannes 20 vers 8 tot 9. Daarop het ook die ander disippels wat eers by die graf gekom het ingegaan en hy het gesien en hulle het geglo, want hulle het hom nog nie die skrif verstaan dat hy uit die dode moes opstaan nie. Openbaring 20 vers 6. Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding. Oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met hom as konings regeer 1000 jaar lang. Hoor julle volgens hierdie mooi belofte? Ons sal 1000 jaar lang saam met Jesus regeer. Daar sal net vrede wees. Geen siekte, geen oorlog, geen probleme, geen trane. Dit sal 'n tyd wees wat ons sal jubel. Dit sal 'n tyd wees wat ons bly, dat ons mekaar sal lief hê soos ons seker mekaar nog nooit lief gehad. Amen. Amen. Die kinders van Jesus Christus. Openbaring 20 vers 12 tot 13. En ek het die dode klein en groot voor God sien staan en die boeke is geopen en 'n ander boek, die boek van die lewe is geopen en die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is volgens hulle werke. En die see het die dode gegee wat daarin was en die dode ryk het die dode gegee wat daarin was en hulle is geoordeel elkeen volgens sy werke. Wil volgens jou sê, jy kan maar dood wees, jy kan in die see lê, jy kan waar wees, jy kan in 'n kussie vol as wees, maar jy sal moet gee volgens jou werke. Jy sal moet antwoord volgens jou werke. Jy sal geoordeel word volgens jou werke. Of dit goed was
Of het dit sleg was vir my. Baie waar. Die keuse is joune. 1 Petrus 3 vers 21, waarvan die teebeeld die doop ons nou ook red, nie as 'n aflegging van die vuilheid van die vlees nie, maar as 'n bede tot God om 'n goeie gewete. Amen. Deur die opstanding van Jesus Christus. Handelinge 3 vers 26, God het nadat hy sy kind Jesus opgewek het, hom eers vir julle gestuur om julle te seën deur elkeen van sy booshede te bekeer. Ja. Hebreërs 6 vers 1 tot 2. Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan sonder om weer die fondamente te lê van die bekering uit die dooie werke van die geloof in God. Van die leer van die doop en van die handoplegging en van die opstanding van die dood en van die ewige oordeel. Kolossense 1 vers 18. En hy is die hoof van die liggaam, naamlik die gemeente. Hy wat die begin is, eerstgeborene uit die dode, sodat hy in alles die eerste kan wees. Amen. Handelinge 26 vers 23, dat Christus moes ly en die eerste moes wees uit die opstanding van die dode en 'n lig aan die volk en aan die heidene sou verkondig. Tot sover. Kind van die Here, vanoggend het ek nie vir jou 'n baie lang boodskap nie, maar ek het vir jou vanoggend 'n boodskap van hoop. Yes. Jesus Christus het vandag vir jou opgestaan, sodat jy eendag lewe het, dat jy ewig kan lewe eendag, dat jy vrede sal hê, dat jy vreugde sal hê. Kind van die Here, maak vandag die besluit, as jy nog nie vanoggend vir Jesus in jou lewe het nie, maak 'n besluit vanoggend. Die tyd het min geraak, onthou mense sterwe net so. Jy dog nog vandag, jy is hier, môre is jy weg. So kind van die Here, as jy nog nie vandag vir Jesus het nie, maak 'n besluit. En neem hom aan in jou lewe. Want dit is toch die belangrikste ding vandag, om 'n kind van Jesus te wees. Ek wil julle bemoedig vanoggend. Moenie angstig rondkyk. Moenie bekommerd wees nie. Weet, Jesus het jou lief vanoggend. Amen. Prys die Here, prys die Here. Prys die Here. Nou die heilige nagmaal. Die koordigtertjie sê, ek wil by die Here vergader. Ja, was sy krag is. Nie by die braaivleisspiere nie. Jy gaan nie vir my daar kry nie. Ek het my besluit geneem, ek wil net vir Jesus dien, dat ek hemel toe kan gaan. Amen. Okay, my dierbares, nou gaan julle agter my aanbid, né? Sê Vader, ek kom in Jesus se naam. Ek kom in Jesus se naam. Ek vra Here, Ek vra Here, vergewe my. vergewe my. Al my ongeregtigheid, al my oortredings. En ek vergewe ander mense, En ek vergewe ander mense, sodat U my kan vergewe. sodat U my kan vergewe. En skep vir my En skep vir my 'n rein hart, rein hart, o God, o God. sit in my binneste Sit in my binneste 'n vaste gees. 'n vaste gees. Onsondig my Ons sondig met hyssop, met hierso, dat ek rein kan. dat ek rein kan wees. Weet julle, dit beteken 'n baie groot betekenis die nagmaal. As Jesus nie aan die kruis gesterf het, Yes. het ons nie hoop gehad. Dan kon ons ook nie op het gestaan het dat deur sy wonde het vir my genesing gekom. Yes, Lord. Dis al wat ek gedoen het toe ek siek was. En hy het my uit die dood uitgehaal deur die woorde, deur sy wonde. Het daar vir my Ja, genesing. dankie Jesus. As jy siekte vanoggend Dankie Jesus. in jou liggaam het, Yes, Lord. as daar 'n siekte in jou liggaam is en jy eet die vlees van Jesus, dan sê jy dankie Here, deur die wonde aan die kruishout het daar nou vir my, en jy noem jou naam, genesing gekom. Dis net Jesus wat vir jou gegee het. Dit is net Jesus vir jou gegee wat jou gesond kan maak. Nie die dokter nie,
Hy het nie aan die kruis gesterf nie. Hy kan vir jou 'n bietjie antibiotika gee, ja. Maar hy kan nie uit die dood uit haal nie. Wie haal uit die dood uit? Jesus. En kind van die Here, ontvat die stukkie brood, sit hom in jou mond. En eer die Here vanmôre. Sy genees en staan op die woord vanmôre. Dankie Here, deur die wonde aan die kruis. Het daar vir my genesing gekom van my kroontjie. Daar vir my genesing gekom van my kroontjie tot op my tongtjies. In die naam van Jesus. Nou gaan ons die bloed van Jesus drink. En die Bybel sê, ons moet op 'n regte manier die nagmaal gebruik, anders kom maar oordeel oor ons. Jy kan gou doodgaan nog, sê die Bybel. Gevaarlik, die nagmaal is gevaarlik. Het is gevaarlik die nagmaal. Zorg dat jou hart skoon is en dat jy dit met 'n regte hart gebruik. Here, baie dankie God. Deur die wonde aan die kruis, deur die bloed, het daar vir my versoening gekom. Here, die bloed alleen bring versoening. Nie die bloed en my goedheid, net die goedheid, net die bloed. Dankie, Jesus Vader. Here sorg vir my elke dag. Ja, gaan doen dan. Hallo mama. Dankie Jesus, dankie Jesus. Alle eer, alle lof kom na U. Here, broers, sluit ons af asseblief. Dankie Jesus. Dierbare Vader, Here, kom sê weer volgende baie dankie. Here Jesus vir hierdie groot besonders van voor Here. En vanmôre Here, weer samekoms van U kan bewese liewe Vader, Here, hier wat weer oggend Here, U woord kan verkondig Here Jesus. Gaan luister liewe Vader, Here. Dankie vir oog liewe Vader wat ons gaan luister Here dat hierdie woord weer sal uitvat vanmôre Here en gaan deel daar buite Here Jesus die wat nie weet van die woord daar liewe Jesus. In die naam van Jesus Christus en ek sê vanmôre vir die baie dankie Here Jesus vir alles
alles, Here, wat U vir ons gedoen het, wat U nog vir ons gaan doen, Here Jesus. En dan vra ook, liewe Jesus, Here, behoed en bewaar en beskerm elkeen, Here Jesus, dus Here vanmorgen, U ons ingeleid, Here, dat U ons sal, God sal wees, Here Jesus, 'n God dan by 'n naby, en wees met ons, Here Jesus, vir ons weer gekom het om ons te lei, weer daar buite, Here Jesus, na ons bediening, Here, baie dank daarvoor, in die naam van Jesus, amen. Mag die liefde van die Here Jesus Christus, die gemeenskap van die Heilige Gees en die genade van God onze Vader met ons wees en by ons bly, almal wat die Here verwag op die wolke, sê saam met my, amen. Wie vir julle gaan in die vrede van die Here, amen. Zo we zien. Ja, daar iets gevallen met de stijn. Ja, nee, iets. Met de stijn wat gevallen. Hoe ze nam nou iets wie te bezoeken, nee? Ja. Zit daar op de tafel? Ik moet zeggen, dat je me nog niet op waardig misschien. We zijn sculpje op de Goed dan, lees op. Begin in stoel van. En Jaapie my groot hier hy DVD-player op hoop. Ek gaan nou sê na die jong God. Hallo, 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 hallo. Ek wil op jou skool. Kom mos. Is die goede bries. Pastoor. Sê jy groot bad? Nee, as ik dan aan die pastoor, dat kan het goed doen. Ik zeg alweer. Wanneer kom je nou weer belofte na? Ons Brady. Ik zal maar voor jou kon zeggen wanneer ik zelf aan voor jou zal uitkomen. Als ik maar voor jou kom verduidelijken en kom zeggen. Ik moet voor jou afhalen. Ja, mag ik mijn naam, papa? Goeie. Je weet waar pastoor weer bij was. Ja. Kijk, wat naar jou toe kan rijden. Oh. Nee, maar jij kan maar innertief komen. Innertief. Daar zit er niet. Dank je. Daar zit er niet. Ik ben niet zo goed. Pas voor een jaar in de maar een mooi week, gezien de week, Brady. Veel jaar. Kan iemand kan rijden. Oké. Ja. Nee, die ons mensen. Verwijzen naar alle. Ik wil gewoon. Ik kan niet. Hoe maakt het zo? Kom goed zo my Nou, ons gaan weer praten, Jan. Ja, ik hoor. Oké. Kyk goed, daai boonstene. Trek gou hy draad van hom net uit en dan haal hom gou vir my uit asseblief moet. Al die daar. Ja, nee, daai die boonsteen. Haal hy die supply draad daar by jou hand hy. Die. Ja, trek hom uit. Buite dan moet jy hy is reg so. Dan bring jy hom net vir my. Stoot hom van vooraf neer die DVD-player. Oh. Ek het genade gaan. Asseblief my skat. Kan ek hom maar net stoot? Ja, jy moet net terug stoot. Kan nie. Dan trek je uit. Ja, dan moet je hem heel uittrek. Trek hem achter toe uit. Ik moet die draden op je zien.
Neem uit. Kon net as direk daar in die webwerf.